Kijk, so kom ons sê nog gou vinnig, en onthou ons die vorige les oor gewees, né? Ja. Boelies, oké. Julle onthou nog wat doen ons met die boelies, né? Sit knorre, sit skonke, dan vertel vir mamma, wees lief vir hom, bid vir hom, en wie wees die chomie te wees nie. Né? Onthou julle dit? Ek heb van julle al toegepas op iemand, gekyk wat werk. En werk het. Kijk. So sien, ons kan boelies nie terugboelie nie, en nog steeds tyd so. Ok, so kom ons nog by vandag. Ons gaan praat oor hoe oud is die aarde werklik, en wat kom daar in soos daar? Kijk, wat sien julle daarvan af? Wil iemand iets sê? Ja? Die aarde is nie 6000 jaar. Ja? Nee? Wie nog? Ek dink die daarin is as dit gaan. Ok, wat vertel die skool vir julle, hoe oud is die aarde? Biljoene jare. Ok, wat sê die Bybel? 6000. Ok, so kom ons kyk, jy weet nie wat is wetenskap? Ja. Wat is wetenskap? Wetenskap. Dit is as jy regtig die leer oor soos die DNA en so. Ja? Navorsing, ja. Soos wanneer ons goed kan bewys, né? 1 plus 1 is mos 2. Ons kan dit mos bewys, ons kan ons een skoen vat en 'n ander skoen bysit, dan is daar 2 skoene. Okay, soos ons kan bewys. Okay? Het julle dit? So wetenskap is wanneer ons eksperimente goed doen en dan kyk ons wat die uitkoms, dan kan ons bewys dat dit die waarheid is. Okay? So wetenskap bewys dat goed die waarheid is. Hulle bewys dat die aarde 'n magneetveld om hom het. Julle weet dit mos, ons moet nie die lig ontvou nie. Dis wetenskap. So dit wys dat dit die waarheid is. Daar is regtig 'n magneetveld. Okay. So wat dink julle is teorie? Wat dink julle is dit? Ja? Ja, sê gaan weer? Raai. Dis amper reg. Raai, ja. Okay, so die musiektheorie is op papier sê hulle dis hoe musiek werk, maar nou moet ons op die klavier gaan kyk, werk dit regtig so? Het hulle die waarheid gepraat of nie? Okay, so theorie is wat mense sê, ek dink die aarde het 'n magneetveld. Is dit die waarheid? Ons weet nie, ons moet dit eers gaan toets. As ons dit getoets en as dit wetenskap dan bewys of die theorie waar is of nie waar is nie. Het julle dit? Ja. So wetenskap bewys of die theorie die waarheid is of nie die waarheid is nie. So theorie is nie altyd waar nie. Dis net iemand se opinie wat iemand dink iets moet wees. So die scientists sê hulle dit is theorie dat die aarde sover is en nou moet hulle dit nog bewys. So onder die wetenskaplikes wat hierdie goed bewys, kry jy 'n wetenskaplikes wat hulle creationist noem en jy kry wetenskaplikes wat jy wat is nou die ander? Sê nou maar theorist doen. So die klop met 'n teorie en die creationist glo in die creation. So hulle is kinders van die Here wat in die wetenskap kan bewys dat die Bybel waar is. So sê gou vir my, dink julle kan die wetenskap die Bybel bewys? Dink julle so? Nee. Hæ? Ja. Wat sê julle? Wie sê ja? Kan die wetenskap die Bybel bewys dat dit waar is? Wie sê ja? Okay? En wie sê nee? Okay. So kom ons kyk wie's reg. Wat wil jy vra? Ons is Evolutionist, dis die ander naam. Dit is creationist en evolutionist. Daar kom jy nou. Ja? So die evolutionist is die ou wat die verkeerde goed sê, né? Ek dink dan vir haar kom. Ja. Dis haar in my sterk Ek vra kan die wetenskap bewys dat die Bybel waar is? ja. Okay. Ek Hocus pocus. Ja, net so evolutionist, né? Okay, so dis vir Eva. So kan die wetenskap bewys dat die Bybel waar is of glo ons maar net die Bybel want ons van kleins af geleer word die Bybel is waar. Wat dink julle is dit? Ja? Die tweede een. Dink jy glo maar net die Bybel want jy maak maar gesê glo. Of dink jy die wetenskap kan bewys die Bybel is waar? Ja. Die wetenskap bewys die Bybel is goed. Maar stukke wat Maar is die Bybel die waarheid? Is God regtig die aarde in 6 dae geskep? Miskien nog gerus, is die aarde regtig 6000 jaar oud? Het daar dinosaurs miskien op die aarde gewees? Dis alles wetenskap. Ons wil weet, is dit die waarheid, is dit nie die waarheid nie? So dink jy die wetenskap kan dit bewys of dink jy ons moet glo wat die Bybel sê? Want ons glo in Jesus.
kan net nou 'n hele dik boek deurgelees, net 6000 jaar oud. So dit kan nou 6250 of 6 rondom 6000 jaar. Hoe weet ons dit is 'n miljoen jare oud nie? Weet jy wat is Bybel sê? Ja, maar ons moet nou kyk of die Bybel die waarheid is, né? Ons moet kyk of die wetenskap kan bewys dat die Bybel waar is. Die waarheid van God het al die mense gesê dat hulle in het skryf in die Bybel. Maar ek en jy weet dit, maar wat van jou wat nie in God glo nie? Hoe gaan ons hom oortuig dat God die waarheid is? Sien ons nou, dis die mense met wie ons gepraat het. Dit is van die Bybel. Ja, jy moet met wetenskap uitwys, want almal glo in die wetenskap. Al die mense in die wêreld glo in die wetenskap. Of jy in God glo of nie, hulle glo in die wetenskap. So as iemand jou wat nie in God glo nie, kan jy nie met die Bybel oor die kop slaan nie. Hy gaan soos 'n boek, maar as jy by die wetenskap moet bewys dat die Bybel waar is, dan kan jy by Jesus uitkry. Okay, so dis wat ons vandag oor hierdie topik praat. So weet jy wat is erosion? As daar berg is en die wind waai, jy wil net 'n klomp klippies en kom ons klein paadjies in en begin ons aan kleiner raak berg, né? Weet jy wat? So, né? Okay. So, wag nou jy praat baie, gaan nie klok kry nie. Okay. So hulle sê dat daar 0.6 cm erosie elke 100 jaar om die hele aardkors gebeur. So die aarde word elke 100 jaar 0.6 cm kleiner van erosie van die wind wat waai en goed gebeur. Net soos dat jy in 100 jaar. Ja, maar luister nou nie, so as die aarde 2.5 biljoen jaar oud is, moes daar al 150 kilometer weg gewees het. So dit beteken die kontinente sou nie bestaan het nie. Ons het niks van die aarde oorgebleef nie. So, dis een ding wat bewys dat hierdie evolutionist net 'n teorie het dat die aarde so oud is, maar as dit in werklikheid so was as ons gaan bewys in die wetenskap uit, dan sien ons is onmoontlik. Want dan sou ons nog 'n stofkorpie gebly het, ons almal net so op die punt gestaan het, wonder wie gewater het, né? Okay. Ek dink dit daarso. Kyk, kom ons kyk nog 'n wat hulle sê. Hulle sê Suid-Amerika, die suide van Amerika sou binne 10 miljoen jaar glad eers nie bestaan het nie. As daai 0.6 gebeur, definitief erosion gebeur. Okay. Sout gaan vinniger in die see in as wat dit ontsnap. Jy weet ons hoe dat water wat verdamp, gaan die wolke en reën kom en so. So hoe sout in die see ingaan, gaan vinniger in as wat dit uit die see uitgaan met verdamping. So dit beteken as die aarde dan so baie oud was, dan sou die see al so sout gewees het, jy ken die Rooi See waarop die mense dryf daar in Israel, dan sou dit al so sout gewees het die hele see, dat alles gevrek het en almal bo die water gedryf het. Is dit die waarheid? Bly die see so? Nee. So is onmoontlik dat die aarde so oud is. Okay? Kom ons kyk nog 'n ding. Die dinosaurs, waar sou die nou oor? Hulle gaan mos die diepste bene ons nou uit die klip uit. Dus kom ons sê die grond uit, is ons so vas in klip gelê. En hulle sê dit het nou daar in die klip inbeland oor honderde miljoene jare. Nou dink jy die dinosaur het nou so slow motion gaan lê, en toe so slow motion dat hy nou daar inbeland. Nee. Maak eers sin nie, sien jy 'n teorie. So hoe het die dinosaurs al binne beland? Hulle het gesak soos hulle, daar was soos iets, dat hulle nie kon asemhaal om te verskoor. Voor dit, wat het gebeur? Okay, so kom ons praat gevra. Ja. Okay, so hoe kon die dinosaurs onder die lae klippe en grond begrawe word oor duisende jare? Jy kom presies soos oor 1000 jaar begrawe nie. En dan kom ons vinnig oor as jy begrawe gaan jy dood van dit. Okay, so dit is duidelik dat dit skielik gebeur het en dit was met die vloed. Okay, jy kan dink aan modder water wat afgekom het oor hulle gegaan het. En die ander ding is binne die bene het hulle van die dinosaurs nog rooi bloedselle en hare gekry. Nou dink julle ja, wat nog daar is. Dink julle as dit nou miljoene jare oud was sou daai goed nog daar gewees het? Nee, dit sou al uitgedroog gewees het. Jy kan Ja. Mama, ek het al lastig gesê dat die dinosaurs by Ons gaan nou oor. Ek gaan net dit dan. Ja. maar is die dinosaur hare is dit nog Dit is vel mos. Soos ons het, ek sê hare het nie was klein haartjies erop. So dit is vel en rooi bloedselle gekry binne die bene en so. So as dit wel so baie oud was, miljoene jaar, dan sou dit nie daar gewees het. Dit is onmoontlik. Ja, maar dit sal so uitgedroog gewees het, dit sal dood gegaan het, so dit nie gekry nie. Yes. Okay, so nou die ander vraag is, was daar dinosaurs op die ark gewees? Ja. Dink jy dit so? Ja. Want dan nou wat die evolutionist sê is, dat dinosaurs op 1 miljoen jaar terug
mense gekom het, en toe die mense gekom toe God die aarde geskep het, dink hulle, maar toe is die dinosaurs al lank al dood gewees. So hulle sê dat mense en dinosaurs het nie saam gelewe nie. Ja? Maar as ons in China en dan van hierdie tempels wat baie oud is, ook nog van die Bybelse tyd ons staan, daar is tempels wat 5000 jaar oud is in Indië. As ons binne daai tempels kyk, dan is daar prente van dinosaurs wat daai getekens op die mure. So hoe daai mense dan nog weet hoe 'n dinosaur lyk? As die dinosaurs van 'n miljoen jaar voor hulle geleef het. Ja, Is die wat dan so? Ja. Die punt ook weet dat terwyl die vloed nog nie gebeur het, nie kon hulle dit gesien. maar verstaan, so die dinosaurs het nie voor die mense geleef nie. Hulle was saam met die mense geskep, saam met die skepping in die 6 dae. Hulle kan al hierdie goed wetenskaplik bewys. Maar okay, so ja, hulle was hom op die aarde. Maar hoe dink julle daai groot dinosaurs op die aarde gepas? Okay, so dit kan jy ook nog gaan mooi uitlees. Dinosaurs, as jy in general gaan kyk in die growth spur, hulle groei. Julle weet mos nou, julle toe moes sagter wees. Marcus was so klein en hy was so groei soos Jamie. Maar hy kan ons ook 5 of so groot soos Jamie. Is dit reg? Kom ons met tyd, okay? So, die dinosaurs het eers 5 jaar begin spoed van lank te raak, né? Het hulle eers nog groot raak. En wie die diere na Noag toe gestuur het, hy het self genaam, het hulle self met hulle gekom. God het hulle gekom. So, hulle vermoed, want die dinosaurs ontdek op die aarde, dat die hele kleiner dinosaurs wat nog nie gegroei het nie, wat nog kinders was. Ja, maar hulle was meer as 'n jaar op die aarde gewees, net so nog tyd gehad om groei en af te klim en toe te gaan. So hulle het jong dinosaurs gestuur wat kon oppas op die aarde. Want die olifante en die goed is ook groot, né? En dit dink aan daai. Hy was, ek het nou weer 'n prentjie gekyk. As die ark so groot was, dan staan daar 'n vragmotortjie net op. So dit was massive. Ons sal 'n bietjie, ek sal 'n bietjie eendag gou 'n skaal bou van hom met 'n trok en kan beskryf. Okay. Ons het by die skool al geleer dat hy soos 500 of so meter. 500 meter is soos 5 rugbyvelde. Ons sal gaan kyk as ons volgende keer as ons gou recap oor vandag, dan sal ons mooi bly kyk. Okay, so kom ons kyk gou voor die sonde, voor die mense sonde gedoen het, né? Het julle geweet dat die diere en die mense het net plante geëet, leeu's het nie bokke geëet nie en ons het nie vleis geëet nie. Deel het geweet? Ons het nog gesê. Die Here het gesê ons mag van al die plante eet en die diere het ook al van geëet. Hulle het gesê die leeu's en die skaap het in mekaar geëet. Exactly. Okay. So, toe wanneer het hulle mekaar begin eet? Toe was hulle gesond. Die sonde inkom, toe was ons 'n kurs gewees op die aarde. Die kurs, die vloek was nie net oor Adam en Eva nie. Hy het ons al gesê die aarde gaan dorings en wissels voortbring en. So toe die leeu's begin bokke te eet en toe hulle mekaar geëet. So die dinosaurs wat hulle geskep was as vredelewend geweest, hulle het nie mekaar gaan opgeëet nie. Né? Ja. Mama, maar as ander die eerste gesonde is, kom die Bybel gegaan en nog 'n persoon. Ja. As 'n kain gesondigheid op een van die ander. Ja. Die duiwel maar die mens, so hy sal aanhou tot die hoeker en sondig. Hy sal nooit ophou nie. Okay. So na die sonde het hulle mekaar begin eet. So toe is dinosaurs 'n gevaarlike goed, né? En hulle is 'n groot engele eet mekaar en vleis en ander goeders. So dinosaurs is doodgemaak deur jagters en hulle is uitgerus omdat hulle wreed was. Nou kyk vandag, kry ons leeu's in die Noordwes sommer net op 'n plaas of hier in die Noord-Kaap loop nie leeu's rond. Het daar lank terug leeu's geloop. Ja, so kom sien jy 'n leeu'sie, want die boere het almal doodgemaak. Okay? So jy sal hulle het dit doodgemaak. Hulle letterlik 'n leeu. Yep. Maar onthou, so net soos wat hulle die leeu's uitgewis het hier, nou kry ons leeu's in die wildtuin en hier en daar in 'n reservaat, net so het hulle die dinosaurs wat hulle ook bedreig het, ook uitgewis, né? So het hulle ook doodgemaak. Okay? So jy kry nog tipe van dinosaurs. Wat dink julle lyk nog soos 'n dinosaur vandag? 'n krokodil. 'n Krokodil, ja. Haai. 'n Haai, ja. 'n hoender. Nee. En alhoewel hulle sê voëls, want ons dinosaurs voëls is nog ons naby gelink aan die dinosaurs. En al die reptiele, né? Dis like dragon, dragon goed en so, né? Kamare. Ja. Ja, bewaar. Ja, bewaar. En dan is er nog 'n ander ding. Het jy geweet dat 'n slang kry jy nooit bo op 'n bergtop nie? Ja, ek weet ook. Ja, wag, jy weet dit hulle aanhou kom. Ek weet ook. Nee, jy mag sê nie. Okay.
So 'n slang bo op 'n bergtop, jy weet nie opgaan raak die lig mos dunner en kom ons nader aan die, né? So bo waar die lig te dun is, kan 'n slang se longe nie asemhaal nie. So 'n slang gaan dit dalk in die berg op, het jy dit geweet? En nadat die diere uit die ark geklim het, gaan lees in die woord by Genesis by die vloed, hy sê toe die waterreis in die uitspansel opgebars. Okay? Ja. So daar's ook van hulle wat sê dat toe die dinosaurs uitklim het, van hulle veral baie groot is, se longe kon nie daai uitspansel opgebars, dit kon nie met dit asemhaal nie, het ook van hulle dood gegaan. Okay? En dit is in die vloed gebeur. As jy 'n eier in die microgolf sit, Ja. dan kop hy los, né? Yes. Want daar's druk van alle Ja. kante. Onthou daar was nog nooit reën op aarde. Yes. So die aarde is van onder af, né? Ja, soos bel. So wat gebeur toe dit begin reën? Toe fossieleer eintlik daai druk Op by die atmosfeer. Ja, in die aarde in. Dis hoekom ons kry duidelike voorsiening Yes. van dit. Ja. So dit is wat daar gebeur. En dis hoekom die meeste dinosaurs wil kry so agteroor getrek en hulle het verdrink, hulle het versmoor. Ja. Omdat hulle En nie ja, was. is al gekry en ek gewees die kostes in die tyd. Ja. Vlug fossieleer. Ja. Sê. Mama, ek wil iets vra. Dis daar's 'n konstant beloftes monsters nog lewe. Ja. Want hulle was water, dinosaurs. Daar was water dinosaurs. So al hierdie dragons waarvan ons in geskiedenis lees en stories wat oortel, is omdat daar regtig dinosaurs was. Dis waarvan ons praat. En so ek sê die tempels kon jy sien waar die prentjies geteken is. Dis wat ek sê, die Nou, wat laaste is ja. nou 'n wolf? Waar was dit in water gebly? Ja. Ja. Dis hoekom hy so groot te bou. Ja. 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 Maar was ons soos 'n draak? Ja. Hulle het dinosaurs drake genoem. Er staan dan nog Reuse mense. Hier en daar kry jy nog 'n lang ou wat se genetika bietjie af is, maar en jy kry ja. Ons sal bietjie wil julle bietjie praat oor reuse. Ja. Dan op die bord gaan ons. Okay. Ons praat ook nou hieroor want julle tipies moet gaan. Okay. Hoekom is dit belangrik? Ons het al die goed geweet. So ons weet dat die aarde is reg net 6000 jaar oud, more or less. En dinosaurs was reg op die aarde, hulle het nie miljoen jare terug gelewe nie. En hoekom is dit belangrik dat ons hierdie goed weet? Maak dit dat ons beter glo, jy weet, ons almal glo steeds aan God of ons dit weet of nie weet nie. Hoekom moet ons hierdie goed weet? Hoekom dink ons dit belangrik? As die juffrou die skool jou vertel wat jy weet wat reg is. Maar hoekom is dit okay, ons weet ons reg verkeerd, maar hoekom is dit belangrik om daai reg en verkeerd te weet? Wat dink julle maak dit as ons dink hierdie goeders waar? Kan ek sê? Ja? Yes. Okay, so kom jy kan sê so, want as ons glo dat die aarde miljoene jare oud is, dan is God nie meer ons creator nie. En dis is Jesus se plan of salvation. So dis hoekom dit baie belangrik is. Hoekom die Of ons dit weet of nie weet, dit gaan nie maak of ons minder of beter glo nie. Okay? Ons weet Jesus is waar en God is waar. Maar wanneer ons saamstem met hierdie mense, sê ons eintlik dat God is nie die creator nie. En as God nie die creator is nie, het hy nie 'n seun of ons salvation gebring aan die kruis nie. So dan kanselleer dit eintlik alles wie God is. En dis wat hierdie wat is die woord Marcus? Evolutionist try doen met die teorie wat hulle het. Maar die creationist van die wetenskap en hulle bewys dat die Bybel die waarheid is. Hulle bewys dat die skepping in 6 dae gebeur het. Hulle bewys dat die vloed was oor die hele aarde, was nie net 'n stukkie nie. Want dis ook wat die mense sê. Die vloed was net op een land gewees. Maar dis 'n teorie, maar hulle kan nie bewys nie. Die bewys is dat dit oor die hele aarde was. Hulle bewys, ek het in daai boek 'n klomp vrae met antwoorde. So onthou jy kry creationist en jy kry evolutionist. Albei is wetenskaplikes, die een glo in God en hulle bewys alles met die wetenskap uit die Bybel waar is hou op. En die evolutionist het theories wat hulle try bewys, maar dis soos om die Koran te lees van die moslems. Daar's soveel gate in dat dit nie waar is nie. Jy kan niks glo rond staan nie, maar die Bybel kan jy vir 'n feit bewys dat dit waarheid is. Ja, so is dit nie cool nie. Selfs vir 'n ou wat nie in God glo nie, wat jy nie met die Bybel na mekaar gaan nie, kan jy uit die wetenskap uit hom sê, want almal glo die wetenskap of jy God glo nie. Almal weet die wetenskap is waar. Kan jy uit die wetenskap uit sê, maar die wetenskap bewys dat hierdie boek die waarheid is. Ja. Né? Nee, ek weet nie, ek het net vir hulle gebring.
staan. Die vriendelijke les het weer praktiseer. Okay, kan ons gebid? En wat ek julle vra, wat dit vra jy? Jy wil vir my werk of nie? Gebid. Sien jy van?